Ek dink ons het mekaar amper almal al gegroet. Ek dink ons het nog nie gegroet nie. Goeiemôre. Baie dankie dat jy ook gekom het. Die prentjie wat by my vassteek is die prentjie toe ons in die hospitaal was, Petrus. Op die bankie gesit, nee. Met daai ou simpel plastiek ding wat hier teen 'n mens se vel druk. En ouma se seer, jou suster se seer. Van hoe selfs die morfine nou nie lekker wil werk nie, nee. En iewers as ons gelowiges is, as ons kinders van die Here is dit vir ons eintlik 'n stuk bevryding, nee. Nie meer seer nie. Maar by die Here. En ek wens partykeer 'n mens kon so amper 'n kykie kry in die lewe hierna om te sien nou hoe die prentjie nou lyk. Ek het nogal gewonder oor die naam Netta en toe net nou gesien, dis Anetta de Wit wat we aangaan. Mag ons saam wees vanmôre, al is ons 'n paar keer, al is ons 'n handjie vol wat by mekaar is, vir ons goed wees, want vir ons het sy die wêreld beteken. Soos ek julle leer ken het, en soos ek haar leer ken het, daar is 'n bietjie, is dit 'n kosbare mens gewees. Na liefde en in die begrafnisbrief, dit wat julle verduidelik van haar lag, wat 'n mens goed onthou. Ek sal nog sê, as ek nou dink aan my oupa, onthou ek van sy lag. Hy kon droer op die jukskaybane wees en as hy lag, dan hoor jy by die huis die kant hoe hy lag en hoe hy besig is. Wat hy aangaan. Soos ons by mekaar is, kom ons gaan begin en dan doen ek vir ons die eerste gebed. Ons Here, as ons by mekaar is, dan is dit vir ons, seer. Dis nie vir ons lekker om afskeid te neem nie. Ons wil graag iemand vir wie ons lief is, wat ons by ons wil hê en wil koester. Ons wil hê iemand moet amper altyd by ons wees. En Here, as daar 'n dag kom wat ons hierdie aardse lewe verlaat en na U toe gaan, dan is dit vir ons wat agterbly nogal swaar. Ons weet nie wat om te doen nie, ons weet nie partykeer lekker wat om daarmee te maak nie. Maar dankie dat ons by mekaar kan wees en dat ons U woord kan hê en dat ons U woord kan hoor van U liefde, van U omgee, van U trou. Here, en dat ons soos die Bybel lees en ons lees oor die hemel en die lewe hierna en verlossing in Jesus Christus, dat ons weet, U berei vir ons 'n plek voor in die lewe hierna. 'n plek soos Psalm 23 van praat, waar ons by 'n feesmaal kan aansit, by waters van ruses kan kom. Geef vanmôre ook vir ons, Here, 'n onbeskryflike stuk vrede in ons harte. Oor iemand wat geleef het, betekenisvol geleef het vir ons, die wêreld beteken het. En wat ons dankbaar kan wees, dat sy nou by U is. Wees met ons, wanneer ons nou saam is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Toe ek kom begin lees en 'n paar keer deurlees, was dit vir my lekker weer om die Psalm te lees. En ek dink dit is 'n Psalm wat regtig vanmôre baie goed pas om saam te lees. Ek lees hom vir ons. 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie skaad nie en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd. Daar's twee gedeeltes wat nou regtig vir my nou nogal aangeraak het. Die eerste is vers 1 wat sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?
amper so moedeloosheid, nê. Goed wat te groot is, die berge rondom jou, en ek gaan net nou meer daaroor sê, maar die tweede gedeelte wat by my vasgesteek het, is die by vers 5. Die Here is jou beskermer, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Nou, wanneer iemand sou beklei en in 'n oorlogssituasie sou beland, dan het dit beteken jy het in 'n situasie gewees dat jou regterhand gewoonlik dis wanneer jy die swaard het of die skild het, iets wat jou moes keer. En jou linkerkant was jou oopkant gewees, waar jy dan nie beskerm is nie. En wat hier staan is, die Here is jou skaduwee. Nou, as jy nou 'n skaduwee het, jy kan nooit van jou skaduwee af ontsnap nie. Jou skaduwee is altyd deel van jou. En dit beteken, hierdie beeld is so ongelooflik mooi om te sê, soos jou skaduwee altyd by jou is, so is die Here altyd by jou, in jou teenwoordigheid. Partykeer is ons nie eers bewus van ons skaduwee nie, maar om te weet, die skaduwee wat by jou is. Ek het so 'n bietjie gaan lees nou weer rondom dit, en die hele prentjie van hierdie berge. So wat gebeur het, die Israeliete, die volk, die gelowiges van daardie tyd, het een keer 'n jaar veral in verskillende feeste in Jerusalem gehad. En om Jerusalem toe te gaan, om daar by die kerk, by die tempel te kan wees, was vir hulle 'n ongelooflike belangrike gebeure om dit te kan doen. En dan, om in Jerusalem te kom, moes hulle nou deur die berge, deur die klowe, en ek dink partykeer in iets soos Meiringskloof, deur hierdie tipe van roetes gaan. Nou as jy deur hierdie roetes gaan, was daar twee goed wat partykeer 'n probleem kon wees. Rowers en dan wilde diere. Omdat jy nie oop putte om jou het en wyd kan sien nie, kon hulle jou maklik voorlê en kon iets met jou gebeur. Van die ouens wat vertaling skryf sê ook dat die afgode is dikwels ook op hierdie hoogtes gebou en dat daar iets sit. Met ander woorde, ons sal sommer vandag sê dis 'n gevaarlike stuk pad om te loop. Dis 'n gevaarlike pad in 'n mens se lewe wanneer jy deur hierdie klowe moet gaan met hierdie berge rondom jou. En dan was hierdie mense wat op pad was tempel toe, se gebed, 'n gebed om vir die Here te sê, Here, waar sal my hulp vandaan kom? Maar dis nie 'n ding soos net 'n vraag nie. Mense sou sê dis 'n retoriese vraag. Met ander woorde, dis 'n vraag waarop jy eintlik alreeds die antwoord ook het. Wat gaan nou vandag weer aan? Sou ons partykeer vra. Jy vra nie eintlik die vraag om 'n antwoord te kry nie. Maar dis iets om net te sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? En die antwoord wat ons lees, wanneer ons daar lees, is om te sê, my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat my voet struikel nie. Op ons lewenspad, en elkeen van ons het 'n stuk lewenspad waarop ons loop. 'n Stuk lewenspad wat iewers op dag op aarde ook tot 'n einde kom, en dikwels dan met die dood. Weet ons, op hierdie lewenspad is dit elke tree die Here soos hierdie skaduwee by ons sal wees, saam met ons sal wees. En dan word die Here beskryf as die beskermer van Israel. Die een wat op hierdie pad jou veilig hou, die een wat jou bewaar, die een wat deurgaan. Nou as ons vandag hierdie selfde Psalm in 'n Nuwe Testament konteks lees, dan is dit nou dat ons gaan nie meer besig wees om Jerusalem toe te gaan nie. Ons gaan nie deur 'n fisiese soort van klowe om daar uit te kom nie. Ons lewe in 'n ander wêreld, in 'n ander tyd. Maar binne die wêreld en binne die tyd waarin ons leef, kom sê hierdie Psalm dan vir ons iets van, wanneer ek en jy op pad is, op ons lewensreis is, dan weet ons die Here is elke oomblik, elke tree van hierdie pad by ons. Soos ons skaduwee is hy langs ons, saam met ons. Wanneer mense stukke van hierdie pad beleef, dan weet ons daar stukke van ons lewenspad wat nie maklik is nie. En as ek nou saam met julle daar in die hospitaal by haar bed geleef het, dan weet ons dis 'n slegte stuk pad. Dis 'n slegte stuk pad wat 'n mens loop wanneer siekte by ons kom, wanneer 'n kanker met jou besig is en selfs die morfine nie lekker die pyn wil wegvat meer nie, nê.
'n slegte stuk pad om te loop, maar 'n stuk pad wat ons weet, ons loop nie alleen nie. Vir ons as mense voel dit asof ons lewenspad, ons pad eindig die dag met ons sterwe. Maar die pad wat die Here met ons loop, daardie skaduwee bly by ons, hy gesaam met ons, selfs ander kan die dood, deur die diepste van diepste klowe. Psalm 23 sal ons nou sê, al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want die Here is by my. Jy sê hele klompie psalms, hulle sê van Psalm 120 tot Psalm 134, is 'n klomp sulke psalms wat 'n mens sou kon lees, wat die ouens gesing het en mee besig was, wanneer hulle op pad was na Jerusalem toe. En hierdie psalms is psalms waarin jy kon sê wat jy voel, wat jy beleef, psalms wat as te ware jouself as te bemoedig het op hierdie pad, wat hulle gesing het, om te sê, ons is veilig, die Here sal ons veilig ook in Jerusalem bring, om die pad te kan voltooi. En 'n mens kon nou dink, as hulle dan in Jerusalem sou kon kom, hulle het veilig die pad afgehandel, hoe hulle gebede sou wees, om te sê, Here, dankie dat U ons veilig hier gebring het. Die gevare wat in 'n mens se lewenspad vandag is nie net roofdiere, soos in daardie tyd nie, maar is ook om as te ware te kom, fisiese nood waarin ons beleef. Swaar kry ken ons, dis deel van ons lewens, partykeer meer, partykeer minder, partykeer geestelike uitdagings, emosionele goed, wat ons stap, wat ons moedeloos maak. En partykeer in die lewe, sou my ma altyd sê, die duiwel is altyd besig met ons. Wil hy ons wys maak, ons is uit sy hande uit. Wil hy ons wys maak, ons is alleen. Die skaduwee is nie meer by jou nie. En wat die Here dan kom is om ons weer 'n slag te herinner, om te sê, maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat oor jou pad kom, wat in jou lewe gebeur nie, wat in hierdie wêreld nie. Die Here is die een wat sê hy is by ons. Die pelgrim, hierdie persoon op pad na Jerusalem toe, is besig om te bid. Hy is besig om te bid en vir die Here te sê, as te ware, Here, beskerm my, bewaar my. En uit sy geloofservaring en die pad wat hy met die Here geloop het, en hoe hy weet hoe die Here deur sy lewe al vir hom gesorg het, tot hier toe, weet hy dat hy kan sê, ook op hierdie pad sal die Here my beskermer wees. Die Hebreëse vorm wat hier gebruik word so iets so 6 keer verskillend die naam van beskermer gebruik. Versorger, beskermer, bewaarder. Op verskillende maniere kom hierdie beeld ter sprake van, dis die Here wat na jou kyk en vir jou sorg. 'n Ma wat na haar kinders kyk, vir hulle sorg, wat hulle oppas, as hulle klein is, seker maak hulle is veilig. En selfs as hulle groter word, altyd op 'n manier besig is om te sorg, te bewaar, te kyk, om te gee. Die Here wat dit is. En vanmôre, wanneer mense 'n bietjie kwesbaar voel, wanneer mense broos voel, is dit goed om te weet dat die Here die een is wat dit doen, wat ons beskermer, ons bewaarder is. Ek wil 3 teksgedeeltes lees. Die een in Jesaja 55 vers 6. Die sê, soek die Here terwyl hy nog vinde is en roep hom aan terwyl hy naby is. Iets om te sê, om te bid, om te praat met die Here. Psalm 50 sê, vers 15, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Om in die dag van benoudheid met die Here te kan praat en te sê, Here, hier is ek. Help my. Filippense 4 vers 6 en 7 kom dan en sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En hoor hierdie woorde, dit wat ek net nou gebid het. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Vir hierdie psalmdigter en hierdie gebed wat hy bid op hierdie pad, weet hy dis die Here wat hierdie gebed antwoord. Weet hy dis die Here wat dit sal doen. Uit sy ervaring uit weet hy, elke keer is dit as te ware of jy bang is wanneer jy hierdie stuk pad loop, en wanneer jy aan die ander kant uitkom, dan weet jy die Here het jou gedra, die Here het jou hier deurgevat. Dis nie die eerste donker pad, moeilike pad wat jy loop nie, jy het dit al baie in jou lewe moes loop.
En 'n mens weet hoe mense in die verlede die Here mens daardeur gedra het, jou krag gegee het. Dat jy aan die ander kant uitgekom het wat jy self nie lekker weet hoe dit gebeur en wie het vir my gehelp nie. Maar ek ging gaan stil sit, het geweet het, dis die Here. By jou, elke oomblik, soos jou skaduwee. Sy beskerming hou nie een oomblik op nie. Die beelde wat gebruik word is van dag en van nag. Nou, in die dag was dit nou gevaarlik op 'n ander manier. Die son wat kan warm wees, dis 'n woestyn, 'n droë streek, die beskerming wat jy dan nodig het, amper soos 'n skaduwee wat jy nodig het. Maar in die nag het hulle ook geglo die maan het ook sekerheid met die bose te doen en die vrees dan daarvoor. En daarom hierdie beeld van die son en die maan wat in daardie opsig jy beskerm word. Om te weet, maak nie saak wat dag of nag nie. Die Here is die een wat vir jou sorg en jou beskerm. Ek dink sommer nou in die kinderliedjie wat sê, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen nie. Daar's niks in hierdie lewe wat groter is as die Here Jesus Christus en sy krag nie. Wanneer ons oor hom dink en sy werk op Golgotha, dan sien ons die dood in 'n ander lig. Dan besef ons, maar die Here Jesus Christus het die dood oorwin. En dis hoekom ons begrafnisformulier ook sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou engel? Die dood oorwin. Hy het opgestaan en hy lewe. En sy belofte is dat hy gaan om vir ons plek gereed te maak. Vir Netta het dit reeds plaasgevind. Om by haar te wees in sy teenwoordigheid in die ewige lewe waar hy vir haar plek gereed gemaak is. En ek en jy is nog hier om te lewe, om elke dag nog ons lewenstaak uit te voer, te doen dit wat die Here van ons vra. En daarom kan ons ook bid en vra, Here, bly by my, bly langs my, bly soos my skaduwee, dat ek bewus is van U, dat ek weet, niks kan my uit U hande uitruk nie, in U hande is ek veilig. Psalm 121 vers 4 se woorde mos nou, waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Dis die beeld van iemand wat vir sekuriteitstaak het, wat 'n wag is, die beeld wat hier gebruik word, en die beeld is dat dikwels is dit in die nag dat iemand wil in die slaap raak, en jou waaksaamheid verslap, en dat jy dan, wanneer jy veronderstel is om wag te hou, iewers in die slaap raak. Iewers is jy besig om sekuriteitwerk te doen, iets moet oppas, omdat jy lê en slaap, en goed gesteel kan word. Hierdie teks kom sê, die bewaarder van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here wat wil ek amper sê, op en wakker is, my en jou in ons oë in die oë het, ons oppas, ons dophou, ons versorg. Ons het die sekerheid dat ons weet hierdie lewe gaan verby. Maar ons het die sekerheid dat ons weet as hierdie lewe verbygaan, is ons by die Here. Tannie het eendag toe ek op haar sterfbed met haar praat oor geloofsekerheid en wat voorlê en die dood moet oor praat. Het sy my so mooi aandagtig sit en luister. En op 'n stadium toe sê sy vir my, ou Dominietjie, ek verstaan nie lekker hierdie klomp goed wat jy nou van praat nie. Maar een ding weet ek, dis lekker om 'n kind van die Here te wees. Dis lekker om 'n kind van die Here te wees terwyl ons in hierdie lewe is. Maar wanneer jy die dag sterf en jy's 'n kind van die Here, wil ek amper sê, is dit nog lekkerder. Want dan is ek in die hemel, in my Vaderhuis, in sy teenwoordigheid. Daar waar ek hoort, daar waar ek tuis sit. Die Bybel praat van ons aardse woning is soos 'n tentwoning wat afgebreek gaan word en eendag dan is ons by die Here in 'n permanente huis waar ons bedoel is om te wees. Ons plek is nie om op aarde te wees vir ewig nie, maar ons plek is om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Dis waar Netta vandag is, by die Here in sy teenwoordigheid. Mag dit vir ons 'n groot stuk troos wees, om te weet, dis die prentjie wat ons nie sien nie, maar dis die prentjie wat die Bybel vir ons leer en vir ons wys. Kom ons bid weer. Here,
Wanneer ons in 'n gebou is, sien ons nie 'n skaduwee nie, maar hy is by ons. As die son nie skyn nie en is nag, dan sien ons nie 'n skaduwee nie, maar ons weet hy is by ons. En in die dag, as ons dikwels bewus, kan ons kyk na ons skaduwee en dit raak sien, en so sigbaar weet, hy is by ons. Dankie dat ons kan weet, maak nie saak of ons by die geboorte van 'n kind is en of by die sterwe van 'n mens nie. U is by ons. Selfs na ons dood is U by ons. Ons kan dit nie begryp nie, ons kan dit nie verstaan nie. Maar dit is wat ons glo, dat U God is en dat U die dood oorwin het. Dankie Here dat ons mooi herinneringe kan hê. Hoe mooi die lag kan onthou. Vreugdevolle oomblikke van saam wees. Ook die prentjie van swaar kry, van moeilike dinge beleef, ook van siekte en van 'n hospitaalbed. Dankie dat ons weet, U is by ons, U sluimer en U slaap nie, U hou ons vas. Wil U vir elkeen van ons wat vandag ook uit die kerkgebou uit gaan stap en verder moet gaan lewe met al die uitdagings van die lewe, dat U ons ook sal bewaar en vir ons sal sorg. Dat U by ons sal bly, soos ons skaduwee altyd by ons het. Dankie dat ons mag weet dat aan die liefde daar geen einde is nie. Amen. Ek gaan vir ons die begrafnisbrief lees, soos hy op die blaadjie is. En dit was nogal vir my mooi. Julle kan dit ook saam met my lees. Die familiebrief soos julle hom geskryf het. Dankie ma en suster vir jou onvoorwaardelike liefde, jou opoffering en die lig wat jy ons lewens gebring het. Jy was ons steunpilaar, ons inspirasie en ons veilige plek. Ons harte is swaar, maar ons vind troos in die mooi herinneringe wat ons saam gedeel het. Jou lag, jou liefde en jou gees sal vir altyd by ons bly. Rustig geliefde, jy sal vir ewig gemis word. Susters, kinders, familie en vriende. Ek gaan vir ons ook die begrafnisformulier lees, as deel van ons afskeid neem. Annette de Wit is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar so nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. En tog gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek lees ook vir ons die bedankings, soos julle daar geskryf het. Die familie wil graag hul opregte dank en waardering uitspreek aan elkeen wat liefde, ondersteuning, gebede, boodskappe en bystand gedurende hierdie moeilike tyd betoon het. 'n Spesiale woord en dank aan Dominee Christo, ouderlinge, familie en vriende en almal wat op enige wyse gehelp het om hierdie afskeid besonder te maak. Julle vriendelikheid en omgee sal altyd onthou en waardeer word. Mag die Here elkeen ryklik seën vir die liefde en ondersteuning wat aan ons betoon is. Namens die kinders en die familie. Kom ek sluit vir ons af. Ons bid nou deur die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees by ons elkeen sal wees en sal bly. Amen.